Ek praat vanoggend met Pieter Venter, 'n eiendomsagent by NS Property Solutions oor die top 5 verbeteringe wat jy kan aanbring om jou eiendom makliker te laat verkoop. Welkom Pieter. Dankie Andriet. Nou ek dink as 'n verkoper wil mens graag hê jou eiendom vir die beste prys moontlik verkoop. Mense vra jou seker gereeld wat so verbetering hulle kan aanbring en wat is jou antwoord dan? Ja, ek dink dit is baie belangrik dat jy wil graag iets bied aan 'n verkoper, want jy wil 'n goeie prys hê. Ja. So dit moet iets wees wat 'n ou se aandag trek en sê, "O, ek hou hiervan." Maar ek dink jy sal met my saamstem as ek vir jou sê dat mense wil partykeer alles op een slag doen en dat dit beter is as jy vir mense kan raad gee om eerder bietjie vir bietjie elke jaar te doen om jou eiendom beter te laat verkoop. Dis verseker want jy gaan baie koste spaar. Ja. En dit gaan nie lyk of dit iets is wat hoe sal ek sê, afgehardloop is om nou hoe dit beter te laat lyk. Ja. Nou ek dink ons kom nou by my gunsteling gedeelte en dit is nou daai top 5 dinge wat jy kan doen. Ons het onlangs hierdie kombuis van ons verbeter, ons het hom verander om meer oop plant gemaak. Ek dink dis een van die goed. So wat is die eerste ding wat jy kan doen wat mense kan doen? Die groot ding, soos ons hier sien, is 'n oop plant kombuis. So as jy 'n muur kan uithaal tussen jou sitkamer en eetkamer en miskien 'n deel van jou kombuis, dan het jy al klaar 'n ding wat meeste kopers wil hê. Hulle wil nie nog in 'n huis intrek, dan moet hulle dit doen. Ja. Want obvious gaan dit 'n invloed hê op jou prys. Ja. Nou ek dink die tweede ding wat vir my baie opgewonde maak is 'n braaikamer. Dit is iets baie ideaal vir al as jy baie hou van sosiaal. En jou daarvan om vriende, familie te onthaal, is 'n braaikamer ideaal. En ook selfs, ek weet net as 'n familie, weet op Sondag of Saterdagmiddag lekker daai te kan nou en te gaan kuier. Ja. Dis dit. Ja. Ontspanne. Nou, ek dink die vierde ding wat ons ook vandag kan noem is definitief badkamers. Want jy wil tog jou in 'n mooi badkamer intoe. Kyk, een van die groot dinge is as jy ordentlike foto's neem vir die internet, dan kyk mense na foto's en dan is alles al mooi in die hele huis, maar dan kom jy na die badkamer en dan is dit stok ou teëls. Ja. En dan sou ons maar klaar afgesit en dan staan nie so lank om vir hulle te kyk nie. Ja. So dis baie belangrik. Doen moeite, maak jou badkamer modern en ook jou stort. Ek meen as jy 'n stort het wat tog van hierdie ou plastiek gordyne het, koop as jy klaar afgesit. Ja. So dis belangrik. Weet gradeer hom op wat hy mooi lyk. En mens kan eintlik op 'n goedkoop manier 'n ding partykeer laat beter lyk. Ook is nie noodwendig dat jy duisende rande moet uitgee om hom dit gaan eintlik meer oor netjies as beter. Ja, dit moet netjies lyk. Ja. En ja, jy hoef nie die duurste teëls te gaan koop nie. Ja. Maar gaan koop iets wat mooi is, iets wat jy ook van hou en wat jy dink die meeste mense sal van hou. Ja. So. Nou die kombuis dink ek is die hart van die huis en dis dink ek ons laaste ding is nou maar jou kombuis. Jou kombuis is eintlik die beste verbetering wat jy kan aanbring is jou kombuis. Want die meeste mense wat ek deur 'n huis vat, dan kom hulle uit die kombuis as dit 'n ou kombuis. Dan sal hulle baie keer weer afgesit. Maar as jy kan jou kombuis as jy bereid is om die geld te spandeer, sit vir 'n ordentlike kombuiskas in. Daar's pragtige hout wat jy deesdae kan kry om regtig dit mooi te maak en selfs nou as ons dink aan ons elektrisiteit. Ek meen, kyk hier so 'n gasstoof. Ja. Ek meen dis tog deel van die kombuis deesdae. Ja. En dan seker sekuriteit ook want ek dink baie mense wil wees aan 'n sekuriteitskompleks gaan bly omdat hulle wil daai bietjie sekuriteit voel. Nou as jy by 'n losstaande huis bly, dink ek dit kan ook bydra tot jou prys. Ja, ek dink so, jy weet, ons kyk nou na Gauteng. Ek meen ek het al kry hulle kon na my toe en die eerste ding wat hulle vra is, hoe is die area? Jy weet, en dan sien hulle maar hier's nie iets in die Kaap op wat regtig dit seker maak nie. Ja. Maar dan sê ek vir hulle man, onthou net julle is nie weer in Gauteng, julle is in die Kaap. Dit gaan baie beter hierso. En ja, maar ek sê ook nie mense moet nie sekuriteit hê nie. Ek meen ek het nou 'n huis in die mark wat pragtig is, maar hy het voorsiening gemaak vir goeie sekuriteit soos kameras. Hy het ook voorsiening gemaak vir beams. So ja, jy is voorberei as iets op die. Want Ja, bly ek tog dink as Suid-Afrika, is dit? Ja. Daar is so 'n ding wat hulle sê dat die inbreker gaan eerder inbreek by die huis wat makliker toeganklik is. Dis korrek. As jy dit vir hom so 'n bietjie moeiliker maak, Ja. dan gaan maak dit vir hom so net so klein bietjie moeiliker as die ou langsam. So dit is Sal ek sê, ja. spandeer die geld en maak seker dat jy ten minste jou voet behou. Ja. En dis die ding. Okay Pieter, ek dink daar's ook 'n paar onnodige verbeteringe wat mense kan aanbring. Ek dink hulle as hulle iets aan daai spesifieke area van hulle huis doen, dit gaan die prys verhoog. Maar ek dink dis waar 'n agent inkom. Jy kan geld spaar deur 'n agent in te bring. Baie belangrik, want kyk ons kom in baie huise. Ja. So jy het 'n idee en ja, dis belangrik dat ou nie gaan oorspandeer.
Ja. So kry jy 'n agent en kry sy advies en gebruik dit as jy dink dit is vir jou voordelig as jy jou huis wil verkoop of Ja. miskien in die toekoms wil verbeter om hom later te kan verkoop. Ja. Spandeer nou die geld dat jy jou beter koop het later. Nou wat sal jou raad wees, dis die laaste vraag aan mense wat voel, is nie nou dalk die tyd, of die tyd is dit dalk nou reg, om 'n verbetering aan te bring aan hulle eiendom nie? Weet jy, die belangrikste is om net eers die agent weer eens te kry, om 'n waardasie te kom doen van jou eiendom. En wat ons gewoonlik doen is ons waardeer die huis soos hy nou is, en dan kan ons ook vir hom waardeer, hoe kan hy lyk as jy hom miskien weer wil moderniseer, miskien bietjie wel geld spandeer. Maar dit is ook net baie belangrik dat as jy dink om nou te verkoop, moenie oorspandeer, want dan gaan jy teen dag nie jou geld terugkry. Ja. Nou, ek dink as jy nou onseker was van of dit nou die regte tyd is om 'n verbetering aan jou huis aan te bring, dan het jy nou helderheid gekry van Pieter vandag. Baie dankie Pieter. Dis 'n plesier en ek hoop ek kom vir iemand daarom 'n bydrae gee. Nou Pieter, as mense so 'n bietjie meer wil hoor oor die verbeteringe of net met jou wil gesels, waar kan hulle jou kontak? Jy kan my kontak, my selnommer is 082 926 4546 of hulle kan ons webwerf besoek www.ennispropertysolutions.co.za. Nou Pieter, as mense so 'n bietjie meer wil hoor oor die verbeteringe of net met jou wil gesels, waar kan hulle jou kontak? Jy kan my kontak, my selnommer is 082 926 4546 of hulle kan ons webwerf besoek www.ennispropertysolutions.co.za.